belangrikste sakenuus skakel in op RSG Geldsaake. Die motorsgroep is een van die grootste gediversifiseerde spelers in die plaaslike motorbedryf en dit verkoop 1 uit elke 5 voertuie wat in Suid-Afrika verkoop word. Die groep lewer ook verskeie verwante dienste en besit ook ander handelsname soos Europcar en Midas om net 'n paar te noem. Buiten sy groot besigheid in Suid-Afrika doen Motors ook besigheid in Australië, Brittanje en Asië en meer as 20,000 mense werk vir hierdie groep. Die groep het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde Desember aangekondig. Die omset was 2% laer op 56 miljard rand. Die wesensverdienste op die wins was 3% hoër op 1,1 miljard rand. En die direksie het 'n tussentydse dividend van R2.40 per aandeel verklaar. Okkert Jansen van Rensburg is op die lyn. Hy is Motors se uitvoerende hoof. Okkert, baie welkom by die program. Julle aandeleprys is vandag skerp af. Die mark is duidelik nie beïndruk met die syfers nie. Het hierdie reaksie julle verras? Ek sou sê die reaksie is dalk nie presies wat ons voorgehoop het nie, maar ek dink ons was redelik tevrede met die groep se resultate, want ek dink dit was baie moeilik om ekonomiese omstandighede, veral na die eerste kwartaal, as jy kan dink tussen Julie en September was baie uitdagend. Maar die tweede kwartaal was heel wat meer positief en ons het eintlik gehoop dat hierdie momentum kan ons volhou in die tweede helfte van die jaar. So nie presies seker wat die mark, dit sal ook 'n uitdagende mark om mee te handel te dryf, want dit lyk vir my hulle het nie van die uitslag hou nie. Ek dink die verwagtingshekkies is nogal hoog op die oomblik, veral in maatskappye wat baie beïnvloed word deur verbruikerssentiment of verbruikersvertroue. Nou, die tweede helfte van verlede jaar was net na die verkiesing en daar was baie optimisme in die lug, maar dit het duidelik nie deurgevloei na motorverkope toe nie. Ja, ek dink die laaste kwartaal, die gedeelte tussen Oktober en Desember het dit deurgevloei en ek dink dis waar daardie belangrike gedeelte waar ons die mark probeer verduidelik het vandag. Daar was 2 kwartale binne in hierdie helfte en die eerste kwartaal was geweldig uitdagend en daar was eintlik nog baie min vertroue in die mark gewees en die vertroue het eintlik eers begin inskop nadat die rentekoerse begin verlaag het. Dit het 'n klompie goeie syfers gesien deurkom met besigheidsvertroue en so voort. Die rentekoers wat afgekom het, natuurlik die 2-pot-stelsel wat gehelp het en net algemene inflasie. So sekerlik was die tweede kwartaal heel wat beter as die eerste kwartaal, maar nee, die eerste kwartaal was baie uitdagend geweest. Kon julle enige veranderende tendense sien in verbruikers se gedrag rakende hulle keuses van motors en of hulle nou nuut of gebruik koop? Ja, ek dink die nuwe mark het tamelik toegeneem in daardie laaste gedeelte. Ek dink daar's 'n paar mense wat al reeds op die kantlyn gesit en wag het vir goeie nuus. En sodra jy natuurlik kan sien dat jou rentekoerse afkom, dan het jy natuurlik jou maandelikse paemente wat daarop sal volg. So dit het sekerlik 'n positiewe impak gehad op die nuwe mark. Gebruik bly nog steeds 'n sterk gedeelte van die mark en ons het dit gesien dat sedert COVID is daar nog steeds 'n gedeelte van die mark wat eintlik nog nooit regtig teruggekom het nie en binne die gebruikte voertuigmark besig is om nog steeds daar handel te dryf. So albei van die markte inteendeel het eintlik baie goed gevaar na mate die einde van die jaar toe gestaan het. Wat wel die geval is dat die mark tamelik onder druk is. Baie nuwe toetrede tot die mark gehad met nuwe vervaardigers wat hier opgedaag het. As jy kan dink 'n paar van China ensovoorts wat definitief die pryse onder druk geplaas het. So mark is definitief onder druk vir alle verspreiders en handelstakke reg oor die land. Julle verkoop Haval en Chery voertuie. Dit is in julle portefeulje. Kan julle sien dat daar 'n baie groter aanvraag is? Kyk, mens kan nou hier in Johannesburg rondkyk, daar's baie Chinese motors op die paaie, maar het dit 'n impak op julle ander verkope of die verkope van ander handelsname wat ek vermoed 'n hoër winsgrense gaan hê, veral jou Japaneese, Europese en Amerikaanse voertuie? So ons moet maar onsself aanpas heeltyd met wat die mark spesifiek is. As jy uiteindelik na die spesifieke nuwe Chinese markte kyk, het ons 8 van daai handelsmerke en ons het 12 handelstakke. Daarbey saam is Chery en Haval 2 van hulle ook, ja. So hulle het tot dusver nog nie vir ons regtig die winssyfers gegee wat vir ons gehoop het nie, want hulle het nie eintlik 'n baie groot mark nog gehad nie. So byvoorbeeld die werkswinkels en die smeer kan nie noodwendig daai paad slaan nie. Die manier hoe ons die mark hanteer in daai spesifieke geval is ons kyk na wat jy noem multi-franchising. So jy het meer as een handelsnaam binne in 'n tak, so waar jy sien van jou meer tradisionele handelsmerke begin afneem. Dit is ook een van die nuwe handelsmerke by en so probeer jy eintlik die boeke balanseer. Maar tot dusver moet ek sê dat dit is nog nie ons beste handelstakke as jy kyk net na die Chinese spesifiek nie. En enige manier wie dit eintlik kan maak werk is deur saam met 'n ander handelstak te sit.
Het ek jou reg verstaan, jy het gesê daar's 8 Chinese handelsmerke wat julle verkoop. Dit is nogal 'n groot aantal. Hoe lank gelede het hulle nou die mark betree? Want ek neem aan dit het die potensiaal om nogal die res van die mark baie te ontwrig. Ja, kyk, daar's verskeie handelsmerke van China wat al reeds ingekom het. Hulle dalk een groot maatskappy wat meer as een handelstak het, soos byvoorbeeld dink aan Chery, hulle 4. So Chery is Chery, Modo, Jayco, J2, is alles deel van een besigheid in China. Ja, hulle het almal op hulle eie hiernatoe gekom met hulle eie handelsname. Interessant om te sien hoe dit presies gaan uitspeel. Ons verwagting is dat party dit gaan maak en party dalk nie. Maar terselfdertyd, ek dink het ons nog besluit om nie enige van ons bestaande handelsmerke op te gee nie. Ek dink as nog steeds baie groot aanvraag vir die tradisionele markte wat jy gehad het, soos byvoorbeeld jy Toyota en Volkswagen en Hyundai en Kia ensovoorts. So daai is hou nog steeds hulle eie markandeel ook. En dit is maar die manier hoe jy die boeke moet probeer balanseer. As jy nog steeds die markleier wil wees en 1 uit 5 voertuie verkoop, ons speel nie maar met almal wie jy is. Julle doen ook besigheid in Australië en in Brittanje. Hoe het die plaaslike besigheid met julle internasionale besighede se vertoning vergelyk? Interessant genoeg, in die laaste 6 maande het Suid-Afrika intendeel klein bietjie beter vertoon as die internasionaal. Een van die redes het dalk te doen daarmee gehad dat jy ook die internasionale wins natuurlik met omskakel na Suid-Afrika toe en ons rand verbasend genoeg was klein bietjie sterker. Maar die Verenigde Koninkryk het sekerlik ook hulle eie probleme bietjie gehad. Ek dink hulle het ook 'n bietjie binnengevegte daarso met politieke ry en so aan. So hulle het nog steeds dit wat bietjie teen hulle tel, maar Australië het besonder goed gevaar. Australië het vir 2 jaar in 'n ry nou 1,2 miljoen voertuie 'n jaar verkoop. So hulle is op 'n taamlike hoogtepunt op die oomblik. En in albei van daai markte het ons groot besighede ook wat vir ons veel wat wins gee. In Verenigde Koninkryk het ons baie meer van ons besigheid binne die parte afdeling deesdae. So die aftermarket parts gedeelte maak eintlik 'n groter gedeelte uit deesdae as net die verkoop van voertuie. Okkert, dankie vir jou tyd. Dit was Okkert Jansen van Rensburg, die uitvoerende hoof van Motus.